Genesis 11, die toring van Babel. En die hele aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde. En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land, Siniar, en daar het hulle gaan woon. Daarop sê hulle vir mekaar, kom, laat ons stene vorm en dit goed brand. Hulle gebruik toe die bakstene vir bousteen en die lijmgrond vir klei. En hulle sê, kom, laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik, en laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooi raak nie. Toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien, waarin die mense kinders gebou het. En die Here sê, daar is hulle nou, een volk en het almal een taal, en dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees, van wat hulle van plan is om te doen nie. Kom, laat ons neerdal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. So het die Here hulle dan daarvandaan oor die hele aarde verstrooi, en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar, en daarvandaan het die Here hulle oor die hele aarde verstrooi. Afstammelinge van Sem. Dit is die stamboom van Sem. Toe Sem 100 jaar oud was, het hy die vader van Arpesad geword 2 jaar na die vloed. En Sem het na die geboorte van Arpesad nog 500 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Arpesad 35 jaar oud was, het hy die vader van Seklak geword. En Arpesad het na die geboorte van Sekla nog 403 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Seklak 30 jaar oud was, het hy die vader van Heber geword. En Seklak het na die geboorte van Heber nog 403 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Heber 34 jaar oud was, het hy die vader van Pelek geword. En Heber het na die geboorte van Pelek nog 430 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Pelek 30 jaar oud was, het hy die vader van Reu geword. En Pelek het na die geboorte van Reu nog 209 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Reu 32 jaar oud was, het hy die vader van Serug geword. En Reu het na die geboorte van Serug nog 207 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Serug 30 jaar oud was, het hy die vader van Nahor geword. En Serug het na die geboorte van Nahor 200 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Nahor 29 jaar oud was, het hy die vader van Tera geword. En Nahor het na die geboorte van Tera nog 119 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Tera 70 jaar oud was, het hy die vader geword van Abram, Nahor en Haran. En dit is die stamboom van Tera. Tera het die vader geword van Abram, Nahor en Haran, en Haron van Lot. En Haron het gesterwe terwyl sy vader Tera nog gelewe het, in sy geboorteland in Ur van die Chaldeërs. En Abram en Nahor het vir hulle vroue geneem. Die naam van Abram se vrou was Sarai, en die naam van Nahor se vrou was Milka, die dogter van Haran, die vader van Milka en die vader van Jiska. En Sarai was onvrugbaar, sy het geen kind gehad nie. En Tera het sy seun Abram geneem en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun, en Sarai, sy skoondogter, die vrou van sy seun Abram, en die het saam met hulle uit Ur van Chaldeërs getrek om na die land Kanaan te gaan. En hulle het tot by Haran gekom en daar gaan woon. En die dae van Tera was 205 jaar, en Tera het in Haran gesterwe.